Julle kom ons kom by vandag. Ons is besig met hierdie reeks wat ons noem moddergeveg en vir 'n goeie rede want modder is oral buite. En ek praat nie van fisiese modder hè, alhoewel dit is ook al buite. Modder in ons harte. Jy weet, jy hoef nie 'n swaar week te hê om en moeilikheid te gaan soek en jou oë oop te hou om te sê okay, kom ons gaan vind uit of daar modder daar buite is nie. Dis vinnig op jou spoor elke week. Jy weet 'n oproep wat inkom wat jou baas dalk vir jou gee, wat net jou spoed swaar maak en dinge net so bietjie omkrap, 'n kliënt wat nie betaal nie, die stoeie by die huis, jy weet die kinders se skedules is voller en die kinders wil nie saamwerk, jou wat ook al dit mag wees, huweliksuitdagings. Ons gaan deur seisoene en ons gaan deur dinge waar net modder is en die modder daar buite veroorsaak modder hier binne. En ons siel kan so vas begin voel en ons kom nie voor nie en ons vreugde is by die deur uit en 'n klomp dinge gaan daar buite aan. En ewe skielik is dit 'n geveg met modder. En dis hoe mense hulle lewens definieer. Hoe gaan dit? Besig. Daai is die taal van geveg met modder. Hoe gaan dit? Maar swaar, maar ons is dankbaar, ons byt vas. Dis die taal van geveg met modder. En wat ons probeer regkry is net hierdie moddergevegte na die Bybel toe vat. En sê maar, wat sê die Here oor moddergevegte? Want glo dit of nie, daar's baie te sê oor hierdie tipe moddergevegte. En vandag gaan ons praat oor die volgende onderwerp. En ek dink dit is 'n baie nodige een waar ons gaan praat oor in die duiwel se moddertrap. Week 1 het ek gepraat oor. As jy modder beleef in die hart, gaan na die Here toe en laat hy jou skoon was. Jy weet, laat die water net weer oor jou spoel, gaan praat met die Here eerlike gebede, kom net by hom uit en dan sal jy skoon gewas voel. Net dis so belangrik. En laasweek het ek weer gepraat oor beginsel rondom moddertrap in die modder wees, maar hierdie week is jy dalk daar waar jy sê, maar hy 2 weke in die reeks is al verby, maar ek voel nog steeds modder. Ek kry net hierdie modder uit my hart uit nie. Ek sukkel net met dieselfde tipe goed. Ek kry net hierdie oorlog gewen, hierdie geveg bly 'n geveg. Hoe maak ons? Nou 2 weke nog van hierdie week en volgende week praat ons nog hieroor, maar ons ander elemente betrokke. En vandag wil ek praat oor hierdie tipe element van wat as ek en jy die modder beleef wat die duiwel in ons pad gooi. Want glo dit of nie, dis nie net die mense en die sondes daar buite en mense se harte en boosheid in die mense wat daar is nie, maar die modder daar buite kan die duiwel wees wat begin steel. Dit kan die duiwel wees wat begin bedrieg. Die duiwel wees wat 'n klomp dinge begin bewerkstellig in ons lewens en hy is uit om gelowiges regtig te potjie in hierdie lewe. So hy's uit daarop dat ons moet modder trap. Nou, bekende gedeelte, Efesiërs 6 vers 10 tot 12 skryf Paulus hieroor en hy sê vir die gemeente die volgende: Vind krag in julle verbondenheid aan die Here. Ja, in die krag van sy sterkte. Om staande te bly teen die listigheid van die duiwel, moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Want ons stryd is nie teen mense nie, maar teen bose regerders en maghebbers, teen die geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen, teen die bose geeste in die hemelruimte. So, hier kom Paulus en hy maak hierdie onderwerp oop. En vandag het jy dalk al hierdie onderwerp gehoor van die duiwel, kan 'n invloed hê in jou lewe en wat ook al jou perspektief is, maar hier is die gedagte, is dat nommer 1, Paulus sê vir ons, die grootste geveg wat jy ook gaan veg, een van die grootstes, is teen die vyand. Want die vyand gaan rondloop soos 'n brullende leeu, hy gaan kom steel, hy gaan kom verwoes, hy gaan goed kom prikkel, hy gaan nie net na jou huwelik kyk en dit laat floreer nie, hy gaan nie na jou verhouding met God kyk en dit net laat floreer nie, hy gaan nie na jou drome kyk en net laat jy floreer nie, hy gaan probeer laat jy modder trap soveel as moontlik. En hy gaan modder gooi, hy gaan gedagtes plant, hy gaan risie probeer veroorsaak. Die duiwel is daar. En Paulus kom en hy sê vir die gemeente, julle moet vas staan. Julle moenie trap in die duiwel se modder nie. Julle moet julleself beskerm teen hom. En hierdie is so 'n belangrike taal vir ons vandag, maar nou weet ek as baie mense hoor die duiwel, is dit een van 2 kante. Nommer 1 is daar mense wat sê, papi, my handskoene is aan, waar is die duiwel? Ek wil boks. Bring hom nader, ek is reg vir hom, ek gaan hom toe bid, ek gaan vir hom peper met die Bybel, ek is so reg vir die ding. En jy wil net geestelike oorlogsvoering toepas, ook al waar jy gaan. Want al wat jy wil hê is die duiwel naby kom, hy dink hy gaan my verwoes. Papi, ek het vir hom nuus. Laat hy kom. Ek het hierdie pel gehad, hy het dit gegrap. Hy sê, ek kan nie wag vir die wederkoms nie. In die dag wanneer Jesus daar staan en almal om hier al sy kinders en al sy gelowiges hier agter hom. En ons gaan nou om die duiwel te gaan toesluit en ons gaan hom aancheer. Hy gaan vir Jesus sê, Jesus staan net gou terug. Gee my net so 3 shots. Ek wil net gou eers net bietjie vir hom teruggee. En baie van ons leef daar.
Jy sien die duiwel en al wat jy doen is jy gaan in die oorgeestelike mode en jy wil die duiwel net wegkry. En voor jy jouself vind, is jou taal meer die duiwel veg eerder as die Here aanbid. En daar's baie mense wat in 'n te oomblik ingaan as dit kom by geestelike gevegsoorlog. En dan so mense aan die ander kant, as hulle onderwerpe hoor van die duiwel, dan is hulle soos, hey, die dominee is my ghostbuster, ek sal hom bel, hy moet hierdie ding kom uitsorteer. Jy weet, who you gonna call? Dominee. Jy weet, dis hoe ons dit gaan doen. Ek gaan nie betrokke raak met die duiwel nie, hy het sy hoekie, ek het my hoekie, ek weet nie hoe die geeste ding werk nie, dis bo my, ek word nie so baie betaal nie, ek verstaan nie daai tipe goed nie, so ek sal my ding doen, en die Here sal sy ding doen, en as 'n ander moeilikheid is, dan bel ek die pastoor, and that's it. En vandag wil ek hierdie twee wêrelde by mekaar uitbring, want dis wat die Bybel vir ons doen. Dat ek en jy moet weet, daar's 'n paar dinge en waarhede oor die duiwel waarvan ons moet bewus wees. En dit help nie jy loop net onverskillig rond en maak asof nie al duiwel is nie, want hy gaan jou probeer potjie en hy gaan dit ook reg kry dan. Maar dit help ook nie jy trek jou gevegshandskoene aan en jy benoem elke demoon wat jy kan en jy bestraf elke gees op die naam en jy gaan oorboord met hierdie goeters nie, want dis nie die prentjie wat die skrif vir ons skets nie wat Jesus selfs eers gedoen het nie. So waar lê hierdie wêreld waar dit gesond is, sodat ons nie in die modder moet trap van die vyand nie? Wel, kom ons begin. Daar's 3 dinge wat wat die Bybel ons leer oor die vyand. En hierdie is so eenvoudig, maar so belangrik. Die eerste ene is, die duiwel is regtig. Hy bestaan. Hy's daar. En ek sê dit, want baie van ons leef asof hy nie eens daar is nie. Dis hoekom Paulus vir Efesiërs gemeente moet sê, hey, ouens, ons ware geveg is nie teen vlees en bloed nie, dis teen die bose magte. Bedoelende, as jy agterkom, weet jy wat, hier's net verwoesting en die karaktereienskappe betrokke wat die Here eer nie, is die vyand iewerste betrokke. En die vyand is dalk meer doenig as wat ons besef, julle. Die vyand wil jou potjie, die vyand wil jou nageslag potjie. Die vyand wil nie hê kerke moet floreer nie, die vyand wil nie hê die koninkryk van God moet gebou word nie, en hy sal alles doen wat hy kan om ons te potjie. Die manier hoe hy doen is nie, hy trek sy horingkies aan en sy stertjie aan, en hy's daar by jou voorstoep op ons soos die duiwel nie. Hy is slinks. Hy's die vader van leuns. Hy is in ander woorde goed met homself wegsteek. Trouwens, ek daai vers wat ek al op het, 2 Korintiërs 11 vers 14 sê hy vermom homself as 'n engel van die lig. Hy kom en hy lyk goed. Jy sien hom nie eens beweeg nie. Hy kan homself mooi wegsteek in ons wêreld, en daarom sal mense rondloop en dink hy's nie regtig nie, want as die duiwel so wreed was en die duiwel met sy vurkie rondloop, dan sou almal bietjie meer verwoes was. Jy sien, die duiwel het dalk meer geduld as wat ons besef. Want hy weet as hy opdaag en hy sê vir jou, moenie aan Jesus glo nie, dan gaan jy sê, hey, voetsek jy. Maar as hy opdaag en hy kom net en hy sê, weet jy wat, jy verdien bietjie meer aandag in die huis. Jou vrou mis jou so bietjie. Ewe skielik steel hy so bietjie diensbaarheid uit jou binneste uit. En daai ding veroorsaak baie meer verwoesting in jou lewe as wat hy opgedaag het en gesê het met sy vurkie, moenie aan Jesus glo nie. Hy sliks. Hy kom sag en hy steel bietjie vir bietjie vir bietjie vir bietjie. Hier's wat jy moet besef. Hier's wat ek moet besef. Die duiwel is regtig en hy's daar. Moenie maak asof hy nie leef nie. Die tweede ding is, die duiwel reëneer. So ek het 3 R's van julle vir die duiwel. Hy's regtig en hy reëneer. Johannes 10 praat Jesus oor wat die karaktereienskap is en die werk van die vyand is. Hy kom om te steel en te verwoes. En dis wat hy doen. Hy kom om dit wat mooi is af te breek, hy wil dit verwoes. Hy wil dit wat mooi kan wees en 'n ding wat kan bou in jou lewe, wil hy kom steel. Dit wat God besig is om te doen in jou lewe, wil hy steel. Hy wil wegvat enigiets wat die Here kan eer. So dis sy karaktereienskap. Hy wil steel en hy wil verwoes. So as jy agterkom in jou huis, hierso word vreugde gesteel. Raai wat? Iewers is die duiwel besig weer om te vermom. Iewers is die duiwel besig weer om sy plannetjies uit te voer. En ek en jy moet versigtig wees. Want as daar 'n taal van reëneer is, as daar tekens van reëneer is, dan kan ons weet, hierdie is nie die Here se planne nie, maar die duiwel se. En die laaste ene is, en hierdie is die ene wat ons moet besef, die duiwel is regtig, die duiwel reëneer, maar die duiwel reageer ook. Oh man, ek love hierdie. Jesus het vir ons so 'n mooi voorbeeld kom wys
van hoe hierdie wêreld werk met die bose geeste. Nou moet julle weet, Jesus ken die duiwel baie goed. En die duiwel ken Jesus baie goed. Hulle is nie vreemdelinge vir mekaar nie. Die duiwel was die aanbiddingsleier in die hemel gewees. Hy was een van die top 3 engele in die hemel. En omdat hy die eer van die Here af begin steel het, het God hom met 'n oogwink uit die hemel uitgeskop. Daar gat hy. Met 'n sê, net so, 'n blit. Hy het gedink hy kan dalk staan teen die Here, glo my, niemand kan staan teen die Here nie. En dit is 'n belangrike punt om te noem, want raai wat? Die duiwel is nie God se vyand nie. Hoor mooi. Die vyand Satan is nie Jesus se vyand nie. Want Jesus het nie vyande nie. Hy's net God. Hy's baas oor almal. Daar's geen geveg tussen hom en die duiwel nie. In 'n oogwink is hy die hemel uitgestuur, die top engel, Cheerios. Daar gaan jy met almal wat jou volgelinge is en wat nou die demone is daar buite. Die vyand is my en jou. Satan is my en jou vyand. Nie Jesus nie. En daarom kom hy en al wat ek en jy moet weet is dat wanneer ons kom in hierdie oorlogsgeveg en moddertrap, luister die duiwel nie na my en jou nie, maar na God. Onthou hierdie, as God praat, reageer hy. As God beweeg, luister hy. Jy sien dit selfs op 'n oomblik waar Jesus saam met sy disippels oor 'n meer gaan en hulle kom die ander kant en daarso is 'n persoon in die begrafplaas deurtrek, hulle neem beheer oor hierdie persoon se lewe al. Deur demone, en dit is legioen, so dis duisende demone wat beheer het oor hierdie persoon se lewe. En hierdie demone binne hierdie ou sien vir Jesus daar loop. Jesus mind sy own business, by the way. Hy loop net op pad om te doen wat hy moet doen saam met die disippels. Hierdie demone sien die God van die heelal en hulle weet goed wie hy is. Hulle hardloop na hom toe, val voor Jesus neer en smeek vir genade. Kan ek jou net herinner, dit is die God wat ons aanbid, julle. Hy dra soveel gesag dat demone voor hom val en sê asseblief wees ons genadig. Hulle skrik vir hom. Hulle is bang vir hom. Hulle weet wie hy is. Hulle ken hom beter as enigeen hierso. Hulle het hom al gesien met hulle eie oë. En wat ek en jy moet weet is in daai 1 Johannes 4 vers 4 sê dit, is dat omdat Christus nou in ons woon, en omdat ons 'n kind van die Here is, en ons vashou aan die Here, sien die vyand Jesus binne in my en jou. En as ons staan in daai autoriteit, in sekerheid in ons verhouding met God, dan dra ons ook gesag as gevolg van Jesus oor die vyand. Ons hoef nie uit te hardloop met shotguns en boxing gloves en nou ewe skielik moet ons al hierdie dinge doen nie in 'n fluisterstem, omdat ons seker is van wie God is in ons en ons in hom. Reageer die duiwel. En hier's wat ek vir jou wil sê. As jy wil geestelike oorlogsgevegsvoering wil hou, is dit nie spoeg en plak en vuur skree van die hemel af en al hierdie oor spiritual goed wat ons sien nie. Jesus het dit nie eens gedoen nie. Jesus het gepraat, gestaan en dit het gereageer. Nou hier's wat ek by ons huis toe wil bring vandag. Ons 'n mooi vers in die Bybel, 1 Konings 5 vers 3 tot 4 wat so mooi begin se leer oor die vyand en dis hoekom ons praat oor hom vandag. En dit sê die volgende, en dit is Salomo wat praat, en Salomo was die seun van Dawid, koning Dawid ons almal se hero is, en hier's wat hy sê, U weet dat my pa Dawid nie 'n tempel tot eer van die naam van die Here sy God kon bou nie, omdat hy reg rondom hom oorloë moes voer, totdat die Here hom die oorhand gegee het. Maar nou het die Here my, God, vir my in alle kante vrede gegee. Daar is geen vyand of gevaar wat my bedreig nie. Hierdie is so 'n mooi beginsel in hierdie lewe. En weet jy wat sê Salomo? Sy pa se droom was om 'n tempel te bou, maar hy kon dit nog nie doen nie, want daar was te veel vyande om hom. En hulle moes eers die vyande oorwin, en toe kon hulle die tempel bou. En nou is Salomo daar, ons is nou daar, daar's vrede. Nou kan ons bou. Dis die beginsel. Voor ek en jy bou, moet ons beskerm. Jy sien, as jy met mense praat vandag, almal bou. Almal is besig om te bou. Ons bou 'n toekoms, ons bou ons geestelike lewe, ons bou sekerheid vir ons kinders, ons bou aan hierdie land, ons bou in ons skole, ons bou in ons kerke, ons bou in ons roepings, en ons bou. Hier kom Salomo en hy sê, voor jy bou,
moet jy beskerm. En vat Jesus se bediening. Dit is so 'n great voorbeeld, julle. Wat is die eerste ding toe Jesus begin het met sy publieke bediening, wat toe hy nou uitgaan om te gaan bedien en sy disippels gaan kies? Wat is die eerste ding wat hy mee begin het? Waartoe het God hom gelei? Net nadat hy gedoop is, hier gaan ons nou, hier is die seun van God, Johannes die Doper kondig het vir almal aan, en die Heilige Gees lei hom na 'n berg toe, waar hy versoek word deur die vyand homself, deur Satan. Hoekom is dit die eerste ding? Ek dink, kom ons gaan kies die disippels, kom ons gaan bou die koninkryk, kom ons wys die wonderwerke, laat die duiwel sy plek kry. Nee. Hier is die beginsel. Voor jy kan bou, moet jy beskerm. En daar was iets so spesiaal in daai oomblik, waar Jesus so weer eens vasdra plek in sy verhouding met God gekry, deur die duiwel te weerstaan. En dit is versoekings wat mooi was op die tafel. Jesus kon maklik ja sê daarvoor, maar hy weerstaan dit, want voor hy moes gaan bou, moes hy beskerm. Nehemia dieselfde ding. Jy weet, Nehemia moes kry nuus dat Jerusalem se mure verpletterd was. En hy huil en hy treur daaroor. En 'n roeping word gebore en hy's 'n man wat in 40 dae die mure van Jerusalem gaan uitbou het. Dis amazing, julle. Ja, ek dink was 52 dae. Maar in 'n kort tyd. Hoekom? Hoekom is sy hart so gebreek? Want hy weet, wat help het Jerusalem staan bekend as die stad van die Here, maar hy het nie eens 'n muur om homself te beskerm teen die vyande nie. En so kan ek aanhou, maar hier is die beginsel. Hoeveel van ons bou ons lewens, bou ons huwelike, bou ons drome, bou ons man wees, bou ons vrou wees, bou ons kinders, bou, maar daar's nie eens mure nie. En die vyand kom net so vinnig in en steel en verwoes. Dis net so, dan is jou vreugde uit. Dis net so, dan is jou sekerheid in die Here uit. Dis net so, dan word al die mooi weggevat. Dis net so vinnig. En te vinnig. Hoekom? Want daar's dalk nie mure nie. En vandag wil ek ons almal aanmoedig. Dis tyd om weer mure te bou. Dis tyd om weer seker te maak dat as die oorlog kom, dat jy beskermd is. Dat jy sekerheid het in jou verhouding met die Here. Hoe kry ons hierdie reg? Jy sien, die taal van die Bybel oor die vyand is baie eenvoudig. Hier is dit in plain Afrikaans. Pas op. Pas op. En dit is eintlik vir my so mooi. Dis nie 'n resep van luister as die duiwel kom, dan doen jy stap 1, 2, 3 en dan as jy daai 3 gedoen het, zimzalabim, dan is hy weg nie. Die taal van die Bybel oor die vyand is net pas op en ek love dit. Hier is hoekom. Want almal wat vir my lief is in my lewe sê vir my pas op. My ma het al van 'n baie jong ouderdom, pas op vir hierdie, pas op vir daai, jy gaan val hier, pas op daar, pas op, en jy hoor dit so baie, en al die jong mense is so geïrriteerd deur daai woorde al, né? Hou vir my sê, man, ek wil my 'n fout te maak, maar pas op net, is reg, maak jy foute, maar pas op net. Pas op net. Hier is hoekom. Iemand wat regtig lief is vir jou, wil jou beskerm, wil mure opbou, wil seker maak die vyand kom steel nie net nie. Pas op vir daai ou in jou lewe. Hey my pel, ek weet jy's nou ryp vir trou, maar pas op net vir hierdie girl, pas op vir hierdie ou. Hulle probeer jou nie weghou van seën af nie, hulle probeer jou beskerm, en daarom kom ons hemelse Vader in die taal van liefde, en hy sê pas op, pas op, pas op. En hier is die 3 goed wat die Bybel ons leer oor pas op, en ek gaan Jakobus, Jesus se boetie se woorde hier lees, en ons gaan 3 goed raak sien daarin, en Jakobus 4 vers 7 tot 8, hier is wat Jesus se eie boetie sê, hy sê, wys dus, dat julle van God afhanklik is deur na hom te luister. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Net dit, daar is weerstaan met. Kom nader aan God en hy sal nader aan jou kom. Was julle hande van sonde wat daaraan kleef, julle sondaars, maak julle harte skoon, julle 2 gesigte wat nie kan besluit aan wie julle getrou wil wees nie. So hier kom Jakobus, Jesus se eie boetie, en hy gee vir ons so praktiese gedagtes oor die pasoptaal. En die eerste ding is wat hy sê is, en dis my woord om dit net op te som, die eerste ding is, pas op vir onafhanklikheid. Pas op dat jy die lewe wil doen met jou eie krag en jou eie insigte en jou eie wetens en jou eie drome. Pas op net dat jy op jou eie 2 voete staan. Hy sê die duiwel vang die mense so maklik uit, wat nie afhanklik is van die Here nie. Wat nie hulle self nederig maak tot hom nie. Wat nie vashou aan die Here asof hy al hoop is daar buite in die bron van ons krag en die bron van ons wysheid nie. Dit is te maklik om jou dan te kry.
En hierdie is so mooi julle. En hy maak dit nie diepie. Hy sê wys julle afhanklikheid deur hom te luister. Hy praat oor 'n gebedsoomblik. Hy praat van intimiteit van die Here. Enige iemand wat afhanklik is van die Here. Jy kan dit sien in hulle roetines. Weet jy hoekom maak ons Bybel oop en lees dit? Het jy al daai mal Christen gesien wat selfs op vakansie sy Bybel saamvat? En hy lees hom en hy staan vroeg op en hy praat met die Here. Het jy al daai mal ou gesien wat selfs op vakansie kerk toe gaan? Hy gaan soek 'n kerk daar waar hy is. Het jy al gesien as hy nie 'n kerk kry nie, dan bring hy sy gesin nader en hy maak Bybel oop en hy maak by die pastoor is en hy preek 'n preek wat hy nie eintlik kan nie, maar hy try sy beste. Weet jy hoekom doen hulle dit? Want hulle weet hulle is afhanklik. En is hierdie klein goed wat ons doen. Een gebed is een baksteen. Een Bybelvers is een baksteen. Een ding wat hulle doen om nader aan God te kom, is een baksteen, want as ons nader aan hom, en dan sal hy nader tot ons kom. En dit is nie 'n moeilike geveg hierheen nie. Dit is nie 'n moeilike ding om te doen nie. Doen dit net. As ons vas, en ek wil 'n hele reeks doen, julle oor 2 weke, as ons klaar is met hierdie reeks, wil ek 'n hele reeks begin net oor gebed. Om ons te help om hierdie bakstene prakties in te bou en mooi Bybelse gebede voor te hou wat jou kan help om net te bid op 'n manier dat jy die Here kan ervaar en die bakstene beleef in jou lewe. So as jy sukkel in jou gebedslewe, glo my, jy wil nie daai reeks mis nie. En een van die dinge waar ek met ons gaan praat is ook vas. Vas is so 'n great ding. Dis nie 'n dieet nie. Dis nie wat dit is nie. Vas is 'n manier wat die Bybel ons sê dit is hoe jy nee sê vir die wêreld. Jou gees leer om sterker te wees as jou vlees en waar jy kan weerstaan die versoekings van die vyand. Dis hoekom Jesus gaan vas het op die berg toe voor die vyand hom kom versoek het. Hy kon makliker nee sê, makliker weerstand bied. En ons moet leer om dit te doen, maar as jy vas, bou jy baksteen. As jy dalk 'n bottel olietjie by jou huis het en jy vat hom en jy roep jou kinders nader en jy seën hulle net. Glo my, daar's niks spesiaal in kookolie of olyfolie of wat ook al seënolie nie. Jy kan spoeg gebruik as jy regtig wil. Jy kan dit doen, besprinkel dit in die naam van Jesus. Jy weet, doen wat jy wil. Raak kreatief, maak dat dit ook kan onthou. Maar hoekom doen Christene sulke goed? Want wanneer ons dit doen, dan wys ons is afhanklik van die Here. En jy seën jou kind en jy bely in daai oomblik as ouer, Here, ek het U seën oor my kind nodig want ek alleen is nie genoeg nie. En jy bid vir hulle. As jou kind hier 'n moeilike tyd gaan hou, raad uitdeel, trek hulle net saam na die Here toe en sê, Here, asseblief help my kind. As jou vrou of jou man deur 'n swaar tyd gaan, hou op probeer sê, ag man up of wat ook al dit mag wees, trek nader, bid vir hulle. Hoekom? Want ons baksteen en ons wys ons afhanklik. En voor jy weet, is daar beskerming. Want ons bou mure. En dis wat jy moet weet en ek moet weet, dat gebed is beide gemeenskap met God en konfrontasie met die duiwel. As jy wys hoe afhanklik jy is van God, dan wys jy vir die duiwel, jy sê nee vir hom. Maak seker, jy bly afhanklik van God, soos 'n kind. Die tweede ding is, nie net onafhanklik nie, maar pas op vir onveilig wees. Wat help het jy het mure, maar jy hang buite die mure uit? Dis nie 'n slim idee nie. En hierdie is so belangrik, en hoe doen ons hierdie beginsel? Hoe bly ons veilig? Matteus 6 vers 22-23 praat Jesus oor 'n situasie, oor 'n so 'n goeie beginsel, en hy sê, jou oog is 'n lamp vir jou liggaam. 'n Suiwer oog laat die lig instroom, sodat jou binneste geheel en al lig word. Maar as jou oog vuil en sleg is, versper dit die lig en jou binneste bly geheel en al donker. As die lig wat jy gedink het jy het, in werklikheid donkerte is, hoe pikswart is die donker dan nou nie? Hier's wat Jesus sê. As jy wil veilig wees, pas op wat jou oë sien. Pas op waarvoor jy jou denke uitleen. Pas op waarvoor jy praat. Pas op wat jy inlaat. Want as ek en jy begin rondloop en ons laat net enige gesprek of enige musiek of enige ding wat ons kyk op TV, ons binneste definieer, dis nie net iets waarna jy kyk nie, dis iets wat jou siel beïnvloed. Dis wat Jesus sê. Dit wat jy kyk, is wat jou vorm. Dit wat jy hoor, is wat jou lei. Maak seker, jy bly veilig deur sekere goeders net te sê, nie vir my nie. En ek weet, daar's dalk 'n pel van jou wat sê, luister, hierdie reeks, jy moet dit kyk. Maar die Here weet,
'n kraak in jou muur waar die vyand altyd kom breek deur jou muur, is dalk welis, of is 'n vuil taal. Nou, wat help dit? Jy gaan besoedel jouself met al hierdie goed, en dan voor jy jou oë uitvee, en dan sit jy weer met daai gewoonte wat jy afgeleer het. Dan sit jy weer met 'n pornografieprobleem, want jy weerstaan nie. Jy is nie veilig nie. Dalk is dit tyd om 'n vergadering te roep met 'n pel of twee en te sê, manne, ek weet hierdie is 'n ding wat ons doen, en jy stuur met daai prentjies en ons maak daai grappe, maar ek wil net vir julle sê, daai grappe is bietjie meer as grappe. Dis iets wat my siel nie goed doen nie. Dis iets wat my huwelik besoedel. Asseblief kan net respek tot my. Stuur dit vir wie jy wil, dis jou saak met die Here, en dis nie 'n goeie idee nie, ek beveel dit nie aan nie, maar vir my, asseblief, moenie daai goed vir my stuur nie. En jy gaan dit ook hoor, die vyand gaan nie net dat maklik kom nie. Wie is jy nou, Mr. Geestelike Bybel ou? Jy gaan dalk 'n kommentaar of kry van jou pel af. Sê vir my, as jy goeie vriendskap van my af wil hê, moet ek gesond wees. Hou my gesond, dan sal ek 'n goeie pel wees vir jou. Julle, ons moet daar kom waar ons veilig is. Dalk loop jy rond, en jy het 'n bietjie wraak hier binne in jou teenoor iemand. Bitterheid. Jesus het gesê, moet gaan vergewe, wat help dit? Jy sê, jy gaan mure opbou en bid, en al hierdie dinge doen, maar jy kan nie as die persoon langs jou lief hê nie. Hy sê, hou jouself veilig, gaan vergewe mense. Daai rekening wat jy nie betaal nie, gaan betaal hom. Wat help dit jy bid en bou mure, maar jy leef nie in lyn met die Here se wil nie, en eerlikheid nie. Gaan gee daai ou se geld wat jy hom skuld. Betaal daai rekening. Gemaak vrede daar waar jy nie vrede het nie. Gaan sê jou sorry. Jesus het self so ver gegaan en gesê, wat help dit jy kom na 'n erediens toe, en jy staan hier en jy wil mure bou en jy wil die Here aanbid, maar dan is jy onveilig. Gaan vergewe. Gaan maak reg. Gaan kry jou hart weer waar dit moet wees. Hou jouself veilig, is so belangrik. Vermy die blootstelling aan die duisternis. Maak jou oog, maak jou denke soveel vol lig as wat jy kan. So belangrik. En die derde ene. Pas op vir die onafhanklikheid, pas op vir die onveiligheid, en pas op vir die onsensitiwiteit. Jy sien, hier is een van God se geskenke aan ons. Die dag wanneer jy jou verhouding met God regmaak, is daar iets amazing wat gebeur. Jy kry die wonderwerk van jou saak is reg met God, maar ook kom woon God deur sy Heilige Gees in jou. Nou raai wat julle? As die Heilige God van die heelal, wat geen sonde het nie, binne in jou bly, weet jy hoe sensitief gaan jy voel vir sonde nou? As jy gedink het jy was sensitief, en hier's dalk 'n verkeerde ding in my lewe, nou gaan daar 'n hypersensitiwiteit binne in jou wees, wat vir jou sê, pas op, hier is nie goed vir jou nie. En dit is 'n geskenk van God af, maar een ding wat ons doen met hierdie geskenk is, ons druk daai sensitiwiteit af. En dit is een van die gevaarlikste goed wat ons doen met ons verhouding met die Here. En dis hoekom die duiwel so baie keer maklik kan inkom. Ons druk daai sensitiwiteit en ons dink, ag man, dis net hoe dit is. Ag, is net die wêreld daar buite. Ag, is net hierdie fliek, of is net hierdie. As jy daai sensitiwiteit verloor vir reg en verkeerd, vir wat die Here wil hê en nie wil hê nie, wat hom eer en nie eer nie, wat van die duiwel af is of wat van hom af is, dan kan die duiwel baie vinnig inkom. Want hy vermom as 'n engel van die lig. En jy kan betrokke raak, selfs in kerke, in kringe, in gesprekke, wat ongesond is en jy weet dit nie eers nie. Jy kan jouself vind op plekke waar jy dank die Here vir waar jy nou is, maar dit is nie van hom af nie. Jy kan hom dank vir 'n vrou en 'n man wat jy nou gaan trou, maar dit is nie in sy wil nie. Ons kan daar land. Behou jou sensitiwiteit. Dit is so belangrik. Want ons moet onthou wat Jesus gedoen het om my sensitiwiteit te beskerm. As toe die duiwel kom versoek het, was daar een ding wat hy gedoen het. Hy het gesê, duiwel agter my jou Satan, hè. Jy weet, hy het nie dit daar gedoen nie. Hy het nie sy handskoene aangetrek en gesê, ek weet, duiwel sê nog een ding, pel, net een ding. Jy het gedink ek het jou ver uit die hemel uitgegooi, wag vir hierheen. Hy het dit gesê nie. Hy het net gesê, die skrif sê dan. Die skrif sê dan. Jesus wys vir ons mooi hoe hierdie sensitiwiteit werk. Ons weerstaan deur die woord van die Here baie naby te hou. Die beloftes wat God vir ons gee deur sy woord, diep in ons harte te bære.
En Jesus het self gesê, as my woord 'n vasdra plek kry binne in jou, dan kan jy vra net wat jy wil en ek sal dit vir jou gee. So amazing is daai sensitiwiteit. Jy gaan weet wat die Here se wil. Hier is my vraag aan elkeen van ons, ek insluitend. Wat bære jy diep in jou hart deesdae? Maar die norm maar buite is, die Bybel is nie so belangrik nie, dat ons dit so diep moet bære nie. Jesus het ons gewys hoe jy daai sensitiwiteit bou, hoe jy weerstand bied. Die skrif sê so. Dis wat die Here my wys, dis waarmee die Here my besig is. Kan ek jou aanmoedig om jou Bybel weer oop te maak? Lees die stories van Jesus, begin by die boek van Lukas as jy hom lanklaas opgetel het. Lukas was 'n doodgewone ou, soos meeste van ons hierso. Hy was 'n dokter. En hy het na die tyd gaan uit van die stories van Jesus en net opgeskryf wat hy gehoor het, wat hy gesien het en hom so gefascineer. Dat hy sy lewe daarvoor gegee het. Gaan lees die boek van Lukas met hierdie bril. Wat sê Jesus vir my? Wat is sy beloftes? Hoe het Jesus dit reg gekry? En amazing goed gaan gebeur. Praat terug wanneer die duiwel wil met jou praat. Weerstaan hom. Moenie net vir hom kyk en hom los nie. As daar steel en verwoesting in jou huis is, manne, vra ons, ek roep ons weer, moenie sit en kyk nie. Moenie sit en beklei nie. Moenie sit en net passief raak nie. Wanneer jy oorweldig voel en moeg en oorlaai voel, raai wat is dit, tekens van steel en verwoesting. Moenie net op jou stoel gaan sit en 'n bier drink en dink dis nou dit nie. Staan op. Hou jou gees sensitief, maak jou woord oop en vra Here, praat met my. As jy sien ons goed by jou kinders wat steel en verwoes, bid vir hulle. Kom nader en doen jou oliespoeg ding. Bid die Here se seën oor hulle. Wanneer ons bid by die etenstafel, is dit net 'n rympie nie. Dank die Here uit die hart uit vir jou kos en jou voedsel. Iets moes dood gegaan het vir jou om te lewe, by the way. Dis hoekom ons dankie sê. Maar doen dit met opregtheid, dat jou kinders dit selfs voel. Sensitiwiteit. Julle, pas op net vir daai 3, en dan bou jy mure. Dan is jy beskermd. Ek sluit af met hierdie vers. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Paulus skryf weer aan hierdie gemeente en hy sê, ons leef wel in menslike liggaam, maar ons voer die stryd nie met menslike middele nie. Die wapens van ons stryd is nie mensgemaak nie, maar die kragtige gevegstoerusting van God, wat vestings kan vernietig. Dit is goed wat jy net uit jou rad uit kan kom, in modder trap, vassit. Hy sê, dis hoe ons dit breek. Daarmee vernietig ons die argumente, as ook die skans teen die kennis van God opgerig word. Ons neem ook elke gedagte gevange, om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Hy praat oor die sensitiwiteit. So hoe doen ons geestelike oorlogsvoering? Hoe veg ons hierdie veg? Hoe trap ons nie in die modder van die vyand nie? Paulus maak dit so duidelik in al die skrifte. Die grootste werk wat jy het, is nader aan die Here. Ek onthou as 'n tiener, was ek nie heeltemal daar nie. Ek het 16 jaar oud die eerste keer die Here ontmoet en amazing tyd gehad, maar een van die goeders wat verkeerd gegaan het en vinnig, is dat ek het gehoor van hierdie ou wat die duiwel is. En ek het al gesien hoe die duiwel in my familie en my gesin, my broer, my pa, my ma se lewens al kom steel en verwoes het en nou moet ek 'n verhouding met die Here, kan ek dit sien en ek is kwaad vir hom. En ek sê nooit weer nie, en ek gaan hierdie gevegsmode in. En ek leer van demone uitdryf en ek sien die goed in my oë en ek beleef dit self en op 'n stadium sluk hierdie ding my in en ek gaan in 'n te oomblik in. En ons gaan op demone jag en al hierdie tipe goeters. En daai paadjie het my gelei dat ek meer sensitief geraak het vir die duiwel as vir die Here. Ek kon die duiwel sien om elke hoek en draai in elke ou se lewe, maar ek kon nie eens meer die Here sien in elke ou nie. En dit het nie my siel goed gedoen nie. En daarom sê ek jou weer die woorde van Paulus. Maak jou verhouding met God vas. Dis waar jou sekerheid lê teen die vyand. En dan kan jy met 'n fluister sê, in die naam van Jesus, vyand, ek sien jou. Jy is nie welkom in hierdie huis nie. Gaan daar waar God jou stuur. In 'n fluister.
Ek kan vir julle stories vertel van mense wat die pastoor bel en ek sien Ghostbuster en hy kom daar aan en hulle sê, hey, Mornay, hier's 'n demoon in die huis. Elke aand in hierdie kamer, gordyne ruk en dinge gaan skeef en my kinders kan nie slaap nie, daar's vrees en hulle vertel my al hierdie stories en ek sê, jo, okay. Weet jy wat my eerste taak met daai mense? Dis nie om my olietjie uit te ruk en te sê, okay, kom ons gaan soek daai demoon nie. Ek sê, kom, bring die kinders, bring die pa, bring die ma, bring almal, sit op die bank. Ek wil net 'n bietjie vertel van Jesus. En ek maak Jesus so groot vir hulle, soos hy is. En ek vertel hulle die storie van die begrafnis, daar in die begrafplaas, waar die man gehardloop het met al hierdie duisende demone in hom en smeek vir genade, en ek sê, hierdie demoon hier binne, hy ken hom ook. En ek vertel vir hom, wie is Christus in hulle, en ek sê, as jy glo, dan draai jy daai gesag. So wat van vandag gaan ek nie jou huis salf nie, en ek gaan nie jou kinders salf nie, en ek gaan nie jou vrou salf nie, en ek gaan ook nie jou salf nie, maar wat ek gaan doen is, ek gaan vir jou sê, jy is in Christus, en wat van jy doen dit? En jy kan dit doen in 'n fluistergebed. Jy kan dit doen in rustigheid. En jy doen dit toe. En julle, hier's die mooi. Ja, ek wens hierdie, ek hoop ons snap hierdie ding. Hier's die mooi. Hy pa gaan toe en hy doen dit daai aand. Hy gaan, hy bid vir sy kinders, bid vir sy vrou, smeer vir hulle olietjies op. Doen dit in die huis, doen dit veral in die kamer waar hulle al die goed beleef. Die pa bel my die volgende dag, vol trane in sy oë en hy sê, Mornay, hulle is weg. Die Here het na my geluister. En ek sê vir hom, die Here het nog altyd. Jy het dit begin glo in die Here. Jy het begin glo in wie jy is in God. Dis al. En jy kan nie vir jou sê hoe breed is daai man in die geloof nie. Maar hier's die mooi. Toe hy al iets gesalf het, toe hy my gebel het, was sy geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie. Hy het gesê, Here, ek het nie veel nie, ek kan nie eens ordentlik bid nie, ek weet nie eens of die olie ding gaan werk nie, ek weet nie eens of ek dit reg doen nie, Here, ek het nie die woorde, ek het nog nooit dit gesien nie, hier's 'n ou wat my gesê het ek moet dit doen, en daarom doen ek dit, en ek doen dit met die hoop, met 'n mosterdsaadjie hoop, dat dit sal werk. En omdat hy net geloof gehad het in Jesus, en dit was so klein, was dit die krag van 'n hele massiewe boord se geloof. Want hier's die mooi julle. Ons geloof se krag lê nie in die hoeveelheid geloof jy het nie, dit lê in die onderwerp van ons geloof. En as jy net so bietjie kan glo in Jesus, is daar krag van Jesus. As jy net so bietjie kan glo dat die naam van Jesus is nie net sommer enige naam nie, maar dis waar my hoop lê. En ek hoop die Here luister en ek roep uit na hom. So min as wat ek is, daar's krag. So dalk stap jy vandag in en jy sê, Mornay, ek is nie daai geloofsheld en ek kan nie die duiwel jaag, die duiwel skrik nie vir my nie. Jy's reg, hy doen nie, maar hy doen ook nie vir my nie. Hy doen vir niemand nie. Hy doen net vir een en dis vir Jesus. En daarom sê Paulus, maak vas met die Here. Trek Jesus aan. Hou dit in jou hart. En dan laaste aan die lys, pas op vir die duiwel. Jy hoef wel die name te ken nie. Jy hoef elke hoek en draai te soek, die Here sal jou lei. Hy's baie meer lief vir jou en wil jou beskerm as wat jy ooit sal besef. So wat van? Ons stap vandag uit en ons maak vas met die Here. Ons bou ons sensitiwiteit en daar waar jy sien die vyand beweeg, stap jy met daai autoriteit uit. Nie met jou handskoene nie. Nie met die groot geveg teen die vyand nie. Hy's klaar oorwin in die naam van Jesus. Ons kan net sê eintlik dankie, Here. In die naam van Jesus is nie welkom nie. En hy beweeg, hy reageer op daai naam. Ek wil dalk net 'n oggend spandeer en die diens so afsluit, dat ons so 'n gebed dalk kan bid. Ek weet nie waar sien jy steel en verwoes nie. Ek weet nie waar in jou lewe is die vyand se planne besig om te seevier nie. Is daar dalk blindheid nie, want mense vul hulle self met goed wat nie moet wees nie, hulle kan hom nie eens meer sien en voel nie, en die leeu verskeer. Kan ons dalk net saam vra as 'n gemeente, oor elke gesin nie, die Here se beskerming, dat die Here ons sal vrymaak van die vyand se houvas en sy werk in ons lewens. Bewaar ons teen die bose, het Jesus ons geleer om te bid. Kan ons dit saam bid vandag? Kom ons sluit ons so, dan bid ons saam. En terwyl die oë gesluit is, ek het 'n roep gedoen 'n lang tyd op die manne, dat manne as ons 'n kultuur kan vestig, waar ons as leiers van ons gesinne, wanneer ons saam bid op die einde,
dat ons saam sal staan, en dis nie omdat ons meer geestelik is, dit wys dit vir ons eie harte, herinnering, van die posisies wat ons inneem voor die Here, voor ons gesinne. Ons is die enes wat voorloop in hierdie oorlog ook. Ons moet ons huisgesinne beskerm, en dit beteken ook teen die vyand. So manne, as jy vrymoedigheid het, staan saam met my, en dan bid ons. Hemelse Vader, so baie dankie. Dankie dat daar oorwinning is in U. Paulus het ek onthou, Here, toe Paulus geskryf het in sy briewe, Here, het hy gesê, ons is meer as oorwinnaars in Christus. Wat beteken daai taal? Dit beteken die vyand is alreeds verslaan, nog voordat daai fight gekom het. Nog voor die vyand volgende modder gooi in ons huisgesin, in ons gemoed, in ons man wees, in ons denke oor U, in ons gebedslewe, in ons besighede, in ons drome, en waar ook al dit gegooi gaan word, Here, het U reeds oorwinning oor daai modder. En daarom hoef ons nie in die modder van die vyand te trap nie. Hemelse Vader, ek bid vir elke man wat nou staan. Beskerm hulle teen die bose, Here. Here, maak hulle harte vry. Laat die prys van die kruis, Here, weer realiteit word vir elkeen van ons opnuut vanoggend. Dat ons sal besef wie ons is, hoe duur ons gekoop is deur U. Die bloed het gevloei, Here, sodat ons U kan ontvang in ons lewens. Dat ons as manne meer as oorwinnaars kan loop in ons huise, loop in ons seisoene. Ten spyte van die chaos daar buite, is daar vrede hier binne, is daar vreugde hier binne, is daar geduld hier binne, is daar wysheid hier binne, is God wat heers hier binne. Hemelse Vader, mag ons vasmaak nou hier. Mag elke man bely, my krag is in die Here, my hoop is in die Here. U is my weg en my waarheid in my lewe. U is die een waarop my voete sal staan, Here. En Hemelse Vader, ons sê dit party manne met groot geloof en party van ons as 'n mosterdsaadjie. Maar Here, dit gaan nie oor die grootte van ons geloof nie, dit gaan op waarop ons geloof gemik is en is op U. So Hemelse Vader, verryk elke man asseblief. Praat met hulle, Here. Vergewe vir hulle sondes en gee hulle die waagmoed om die verkeerde te gaan regmaak, Here. En seën hulle weer met 'n sensitiwiteit vir U. Vir waar U beweeg, vir wat U doen, vir hoe U werk. Hemelse Vader, ek bid vir ons huisgesinne. Here, beskerm ons huisgesinne. Ons sê dit so maklik, Here, dat die boosheid is so toeganklik deesdae. Sit ons TV's aan, ons selfone aan, jy klop net om 'n besigheid kontrak vas te maak en dan wil mense goed onder die tafel hê. Die boosheid loop oral, Here. In die skole, in die koerante, maak ons ook waar ons draai nie, dis die duiwel wat steel en verwoes. Maar Hemelse Vader, ek bid vir ons huisgesin om 'n ander taal te praat. Nie omdat ons net Christen is en ons probeer onsself brainwash om mooi te praat nie, Here. Ek bid vir ons huisgesinne met getuienisse van hoe goed U is, van hoe U beskerming bied, vir hoe wanneer die vyand wil kom steel, is daar nie seeviering oor dit nie. Bou mure op, Here, sodat daar beskerming is en weerstand is. Bewaar ons kinders, bewaar ons vrouens, Here. Hou ons vrouens lig. Hou hulle las lig, Here. Geef hulle rus, geef hulle vrede. Here, geef hulle waarde in U, laat hulle geliefd voel, Here. Help ons as manne om dit ook help te in daai taak, Here, dat hulle altyd sal ervaar ons is lief vir hulle. Mag hulle gesien voel, Here. Hemelse Vader, ek bid vir ons kinders. Alle fases waarin hulle is, beskerm hulle, lei hulle, Here. Bewaar hulle van die vyand. Mag die versoekings van hierdie wêreld nie vir hulle mooi wees nie, Here, maar die vervulling van U mooi wees. Here, kom beskerm ons. Hemelse Vader, en ons bid hierdie nie sodat ons net lig kan loop en sonder moeilikheid daar buite nie. Ons bid dit, Here, want ons wil U eer. Ons wil U naam nog steeds hoog hou in ons lewens, Here. Ons wil ons lewens so uitgiet vir U, soos wat U sin uitgegiet het vir ons, want dis waarvoor U waardig is, Here. Mag ons laat gaan van die eie ek. Minder van onsself, meer van U. Want Here, daar is lewe en lewe in oorvloed te vind. Help ons om U stem te hoor. Lei ons, Here, soos U kinders. En beskerm ons soos ek weet U sal. Ons bid hierdie, Here, daarom in die naam waarvoor elke knie buig en die vyand sin insluitend.
In die naam van Jesus bid ons hierdie. En ons almal sê saam, amen en amen.